Goeiemôre, liewe kykers, elkeen wat vanoggend hierso by ons inskakel, welkom by Rustenburg Gemeenskapskerk se erediens. Vanoggend gaan ons kyk na die tema van hervorming of reformation, soos hulle in die Engels daarna verwys. Maar ons gaan nie net kyk na geestelike hervorming nie, ons gaan ook kyk na sosiale hervorming. En wat sê die woord van die Here oor sosiale hervorming? Wat sê die woord van die Here? Hoe verander ons die samelewing, die gemeenskap rondom ons? Is dit vir ons nodig om dit te verander? Wel, kom ons gaan kyk so 'n bietjie na wat sê die woord van die Here. Ons gaan kyk na 'n verhaal wat homself in die Ou Testament afspeel, so 500 jaar voor die geboorte van ons Here Jesus Christus. En ons lees uit 2 Konings hoofstuk 23, 2 Konings hoofstuk 23 vanaf vers 1. Ons lees die verhaal van Josia, die koning van Juda. Die koning het boodskappers uitgestuur en hulle het al die oudstes van Juda en Jerusalem by hom byeengebring. Die koning het toe opgegaan na die huis van die Here. Al die manne van Juda en al die inwoners van Jerusalem wat saam met hom, ook die priesters en die profete, ja die hele volk van klein tot groot, ten aanhore van hulle almal, het hy al die woorde van die boekrol met die verbond wat in die huis van die Here gevind is, voorgelees. Daarna het die koning by die pilare gaan staan en voor die Here die verbond gesluit. Hulle het onderneem om die Here te volg, om sy gebooie, sy bepalings, sy vaste voorskrifte met hulle hele hart en hulle hele wese na te kom, die woorde van hierdie verbond wat in hierdie boekrol geskryf is, gestand te doen. Die hele volk het tot die verbond toegetree. Die koning het toe vir Gilkia, die hoëpriester vir die priesters, tweede in rang en ook die deurwagters, opdrag gegee om uit die tempel van die Here al die voorwerpe wat vir Baal en Asherah, as ook al die hemelliggame gemaak is, uit te bring. Hy het dit buite Jerusalem op die terrasse by die Kidron verbrand en die as daarvan na die Bet-El geneem. Hy het weggedoen met die afgodspriesters wat die konings van Juda aangestel het. Hulle wat offers verbrand het op die offerhoogtes in die dorpe van Juda en in die omgewing van Jerusalem en ook van die wat offers verbrand het vir Baal, vir die son en maan, die sterrebeelde en die diereruim en al die ander hemelliggame. Hy het ook die Asherah uit die huis van die Here na die Kidrondal buite Jerusalem geneem. Hy het dit in die Kidrondal verbrand, dit fyn gestamp tot stof en die stof weggegooi by die begraafplek van die gewone mense. Hy het die vertrekke van die manlike tempelprostituie wat in die huis van die Here was en waar die vroue afskortings geweef het vir Asherah, afgebreek. Hy het al die priesters uit die dorpe van Juda laat kom en die offerhoogtes waar die priesters offers verbrand het, verontreinig van Geba tot Beerseba. Hy het die offerhoogtes by die stadspoorte afgebreek. Die wat by die ingang na die poort van Joshua, die stadsbestuurder was, aan die linkerkant, wanneer 'n mens by die stadspoort ingaan. Die priesters van die offerhoogtes het egter nie na die Here se altaar in Jerusalem opgegaan nie, maar hulle het ongesuurde brood geëet saam met hulle stamgenote. Hy het ook Tofet, wat in die Bet Himnondal was, verontreinig, sodat niemand sy seun of sy dogter vermolig in die vuur se offer nie. Hy het weggedoen met die perde wat die konings van Juda aan die songod opgedra het, by die ingang na die huis van die Here, by Netanmelech, die paleisamptenaar se vertrek, wat in die buitegeboue was. Die struitwaans van die songod het hy verbrand. Die altare wat op die dak van die bovertrek van Agas was, wat die konings van Juda opgerig het, en die altare wat Manasse opgerig het, in die 2 voorhowe van die huis van die Here, het die koning afgebreek. Hy het vinnig daarvandaan verwyder en die stof daarvan in die Kidrondal gegooi. Die offerhoogtes wat oos van Jerusalem was, aan die suidekant van die berg van Ergernis, het die koning verontreinig. Die offerhoogtes wat Salomo, die koning van Israel, opgerig het, vir Astarte, die verfoeilike godin van die Sidoniërs, vir Kemos, die verfoeilike godin van Moab, en vir Milkom, die afstootlike god van die Ammoniete. Hy het die gedenkstene stukkend gebreek, die Aseras afgekap en die plekke daarvan met mensbeendere gevul. Selfs die altaar wat in Bet-El was, die offerhoogte wat Jerobeam seun van Nebat opgerig het, waarmee hy Israel laat sondig het. Selfs daardie altaar en die offerhoogte
het hy afgebreek. Hy het die offerhoogte verbrand, tot stof vergrys en die Asera verbrand. Liewe kyker, ons lees hier 'n redelike groot verhaal, 'n redelike alomeenvattende verhaal van 'n koning van Juda, wat hervorming teweegbring in sy land. Maar hoe gebeur dit? Hoe begin dit? Voor ons daai vraag moet antwoord, moet ons eers gaan kyk na so 'n bietjie na die agtergrond. Josia, die koning van Juda, is een van die laaste konings van Juda en ook een van die laaste konings van die hele Israel wat ooit geregeer het. Hy regeer ongeveer 400 jaar na Dawid. Ongeveer 200 jaar na die noordelike ryk Israel tot 'n einde gekom het. So hy is aan die einde van 'n baie lang geskiedenis van hierdie twee koninkryke, Juda en Israel. En ongelukkig sê mense dit ook met spyt dat dit 'n baie lang geskiedenis van afgoderry is. Van die dag wat Israel in Kanaan inkom in die tydperk van die rigters, van die dag wat hulle eerste koning kry in Saul en na Saul Dawid, begin hulle die afgode van die volke rondom hulle vereer. En koning na koning na koning aanvaar dit maar net sommer. Party konings is 'n bietjie erger daaroor as sommiges, en party konings ignoreer dit heeltemal. Maar teen ons, toe ons kom by die tydperk van Josia, is hierdie afgoderry al so ingeweef in die Judeese samelewing, dat dit normatief is. Niemand dink dis vreemd of snaaks of ongehoorsaam teenoor die wet van die Here nie. Die verandering kom eers in die vorige hoofstuk, waar Josia en sy paleisamptenare die wet van die boekrol van die wet van die Here ontdek. Nadat hulle dit oopmaak, nadat hulle dit lees, nadat hulle dit bestudeer, kom daar hervorming. Ons sien hierso dat voor dit het Josia nie geweet dat al hierdie afgoderry problematies is nie. Hy het nie geweet dat al hierdie afgoderry 'n groot probleem, 'n gruwel in die oë van die Here is nie. Eers nadat hy die wet van die Here, die boekrol van die wet van die Here ontdek het, en nadat hy dit lees, daar kom hervorming. Maar hier is 'n baie belangrike caveat, liewe kyker. Josia ontdek die boekrol. Dan lees hy die boekrol van die wet van die Here. En dan is hy gehoorsaam aan die wet van die Here. En ons sien dit ook in ons tyd. Dit is hoe hervorming kom. Eers as ons gehoorsaam is aan die woord van die Here. Ons kan almal Bybels hê, en ons kan almal Bybels lees, en ons kan almal selfs Bybels bestudeer, maar dit beteken niks as ons nie gehoorsaam is aan die woord van die Here nie. En ons sien ook in ons 21ste eeu, is daar waarskynlik in elke huis 'n Bybel. Daar is waarskynlik in elke stad 'n plek waar mens Bybels kan koop in Suid-Afrika. Maar dit beteken nie daai Bybels word bestudeer nie. En as hulle bestudeer word, beteken dit nie dat ons gelowiges gehoorsaam is aan die woord van die Here nie. Reformatie, soos ons hier kan sien in die verhaal van Josia, en ook in ander verhale, in ander reformasies, dat dit begin by gehoorsaamheid aan die woord van die Here. En Josia begin sy reformatie, liewe kyker, liewe medegelowige wat vanoggend na hierdie boodskap kyk. Josia begin sy reformatie nie in die wêreld daar buite nie. Selfs nie eers in die stad Jerusalem nie. Hy begin hierdie reformatie in die tempel van die Here.
Ons lees hierso in die hoofstuk, hierso waar ons lees van die verhaal van Josia in hoofstuk 23, die plek waar Josia eerste begin afgoderry verwyder, is in die tempel van die Here. En ons moet dit nie vreemd vind, dat daar afgoderry binne in die tempel van die Here is nie, liewe kyker. Ons moet dit nie vreemd vind, dat die Satan, die bose, probeer om die allerheiligste te verontreinig nie. Dit is die eerste plek wat die bose aanval. Die bose is nie so bekommerd oor die wêreld daar buite nie. Die wêreld daar buite behoort klaar aan die bose. Die bose is bekommerd oor die kerk en oor die allerheiligste, oor die plek waar God ontmoet word. En die plek waar ons die Here loof en prys, die plek waar die woord van die Here verkondig word. Dis hierdie plek wat die bose eerste gaan probeer verontreinig met afgoderry. En natuurlik hierso, soos in hierdie verhaal lees, is die bose baie suksesvol om dit te doen. En Josia weet dat hy nie daar buite kan begin nie. Hy moet by die hart van die probleem begin. Hy moet soos ons sal sê, in die allerheiligste begin. Daar waar hy die Here ontmoet, daar waar 'n ontmoeting met die allerheiligste is, dit is waar Josia moet begin om afgoderry te verwyder. En dit doen hy ook. Hy haal al die afgode uit die tempel van die Here uit. Maar liewe kyker, hy doen nie net die verwydering van afgode nie. Hy gaan so 'n bietjie verder as dit. Want dit help nie net dat ons afgode uit die tempel van die Here verwyder nie. Dit help nie net dat ons afgode uit die erediens verwyder nie. Dit help nie net dat ons afgoderry by ons ontmoeting met die Here verwyder nie. Josia gaan so 'n bietjie verder as dit. Josia maak seker dat hierdie afgoderry nie terugkom nie. En hy doen dit op twee maniere. Die eerste manier is, hy breek hierdie afgodsbeelde heeltemal in 1000 stukkies. Liewe kyker, as ons afgoderry wil verwyder, uit ons ontmoeting met die Here, daar waar ons die Here moet ontmoet, dan moet ons seker maak, dat dit nie kan terugkom nie. Ons Here Jesus Christus skryf in Matteus, dat as jou regterhand jou laat sondig, moet jy dit afkap, en dit van jou af weggooi. Beteken dit nou, ons moet werklik ons regterhande afkap? Nee. Maar as ons met ons selfoon in die erediens instap, en ons gesels heeltyd met iemand op ons selfoon, of ons kyk heeltyd YouTube video's, terwyl ons na die woord van die Here moet luister, om in steede daarvan om Bybelstudie te doen, in steede daarvan om tyd met die Here te spandeer, kyk ons eerder televisie, of ons kyk sport. Op daai stadium, liewe kyker, moet ons seker maak dat ons daai afgod verwyder. En dat ons seker maak, dit kom nie terug nie. Josia het geweet, die oomblik wat hy doodgaan, die oomblik wat hy nie weer koning oor Juda is nie, gaan die volgende koning net bloot weer daai afgodsbeelde gaan vat en dit terugsit in die tempel van die Here. En dis nie die enigste ding wat hy doen nie. Hy verwyder nie net die afgodsbeelde nie. Hy verwyder ook die afgodspriesters. Liewe kyker, as ons werklike reformatie soek, moet ons nie net die afgode in ons lewens verwyder nie. Ons moet ook die afgodspriesters in ons lewe verwyder. 'n Afgodspriester is 'n persoon wat 100% hulle self oorgegee het aan 'n afgod. Het sy dit op YouTube is, het sy dit rugby is, het sy dit wat ook al is, daai persoon het hulle self heeltemal oorgegee aan daai afgod. En hulle promoveer ook hierdie afgod. Sulke persone moet glad nie in 'n gelowige se lewe toegelaat word nie. Sulke persone gaan die gelowige net weer terugverlei na daai afgode toe. En ons lees dit in Psalm 1. As die psalmskrywer daar skryf, geseënd is die persoon wat nie staan in die pad van die goddelose nie. Met ander woorde, geseënd is die persoon
wat nie eers enige iets te doen wil hê met die goddelose nie. Liewe kyker, as ons reformatie wil begin, moet dit in ons eie lewe begin. Dit moet ons in ons persoonlike tempel begin. En dit beteken ongelukkig, moet ons dan ook die afgode, en nie net die afgode nie, maar die afgodspriesters, heeltemal uit ons lewe verwyder. Voor ons verder gaan, en voor ons gaan kyk hoe hierdie reformatie verder loop, wil ek net iets sê oor die reiniging van die huis van die Here. Liewe kyker, ons moenie verbaas wees dat daar manlike prostituie in die huis van die Here was nie. Die eerste teken van 'n nasie of volk wat wegdraai van die Here is seksuele perversie. Dit sien ons in hierdie samelewing in oorvloed. So hierdie samelewing van Josia het geen probleem gesien met die feit dat daar prostituie binne in die tempel van die Here was nie. Want die Satan se gunsteling ding om te doen is om die Here se woonplek te onteer. So dit is geen verbasing dat in 'n gebroke samelewing dat daar om elke hoek en draai seksuele perversie is, selfs in die tempel van die Here nie. Dit sien ons in die 21ste eeu se samelewing. En as ons dit wil verander, liewe kyker, liewe medegelowige, dan moet ons in ons persoonlike tempel begin. Dan moet ons op die plek begin waar ons die Here ontmoet. Dan moet ons in ons hartkamer begin en die afgode uit ons eie lewe verwyder. Nadat Josia die tempel gereinig het, beweeg hy na die groter prentjie toe. Ons kan nie hervorming verwag as dit nie by onsself, in ons eie harte, in ons eie lewens begin nie. As die tempel van ons harte nie gereinig word nie, liewe kyker, dan gaan daar nooit hervorming kom in die samelewing nie. Nooit. Nie in 100 jaar nie. Net as ons die afgode uit ons lewe verwyder. Netflix byvoorbeeld was 'n afgod vir my. Daarom het ek dit delete en ek het my subscription heeltemal gekanselleer en ek het klaargemaak met dit. Ek het gesorg dat daar geen manier is wat daai afgod terugkom in my lewe nie. Ek blok elke YouTube kanaal wat die Here se naam uitlik gebruik, want dit is 'n afgod. En dan unsubscribe ek ook sommer. So nou sien ons, nou kan ons verder beweeg. So kom ons gaan kyk wat doen Josia nou. Ons sien dat hy na die hoogtes gaan rondom Jerusalem. En daar verwyder hy ook afgode. Nou ons moet mooi verstaan wat hierdie hoogtes was. Hierdie hoogtes het nie gister begin nie. En dit het selfs nie eers 100 jaar gelede begin nie. Hierdie hoogtes waar die Israeliete, waar die Judeërs afgoderry beoefen het alreeds 400 jaar gelede begin, liewe kyker. Dit was so deel, soos ons aan die begin van hierdie boodskap gesê het, dit was so deel van hulle samelewing, dat niemand eers 'n oog geknip het as mense dit doen nie. Selfs die konings van Juda, konings soos Salomo, konings soos Asa, opregte konings wat die Here gedien het hierdie afgode gaan vereer op die hoogtes. Josia is die eerste koning wat dit durf waag om hierdie afgode af te breek. En ek kan jou nou beloof, liewe kyker, hy was waarskynlik 'n baie onpopulêre koning. Hy was waarskynlik die mees onpopulairste koning in die geskiedenis van die koninkryk van Juda en Israel. Maar dit het hom nie gepla nie. Al wat Josia gepla het, was om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Hy het dit gewaag, omdat die Here se woord dit sê, het hy dit gewaag om iets wat vir 400 jaar deel was van die samelewing, te verwyder, dit af te breek en dit te verbrand. Ek gee 'n voorbeeld van 'n hoogte in ons harte, in ons samelewing, iets wat al so deel is van ons, dat ons nie kan glo vir een oomblik, dat dit
'n afgod kan wees nie. En dit, liewe kyker, is ek jammer om te sê, is rugby. Ons is 'n suksesvolle rugby nasie. Ons het die wêreldbeker 4 keer gewen. Ons is nommer 1 op die ranglys. Suid-Afrika en spesifiek Afrikaans sprekendes het 'n obsessie met rugby en spesifiek Springbok rugby. Ek self is baie lief vir rugby. Ek het vir 23 jaar van my lewe nie, vir 13 jaar van my lewe het ek self rugby gespeel en eers opgehou op 23-jarige ouderdom. Ek is baie lief vir rugby. Maar liewe kyker, rugby het 'n hoogte in ons samelewing geword. Ons aanbid afrigters wat die Springbokke suksesvol maak. Maak nie saak wat daai afrigters se morele lewe is nie. Maak nie saak of daai afrigters die Here ken of nie. Ons aanbid rugbyspelers wat ontrou is aan hulle huwelik, wat rondslaap en dit dan op sosiale media sit vir almal om te sien en daarmee spog. Ons sit hulle posters op ons mure en ons sê ons wil soos hulle wees. Ons aanbid afrigters wat video's maak waar hulle dronk ronddans. En ons lag vir dit, liewe kyker. Dan gaan ons in ons duisende op Sondag Loftus Versveld toe om rugby te gaan kyk, in steede daarvan om tyd met die woord van die Here en met die Here te spandeer. Dit, liewe kyker, is afgoderry en dit hoort nie so te wees nie. Dit is 'n hoogte in hierdie samelewing en daai hoogte moet verwyder word uit ons lewens uit. Indien ons nie bereid is om daardie hoogte af te breek nie, gaan ons net hier bly. En liewe kyker, ons gaan waarskynlik nooit hervorming in ons samelewing sien nie. Ons sien hoogtes is gevaarlik. Afgoderry wat buite die tempel gebeur is nog steeds afgoderry. En dis hierdie disassosiasie wat vir ons gevaarlik word. Baie mense sê what happens in Vegas stays in Vegas. Liewe kyker, dis nonsens. Ons hou nie op om gelowiges te wees. Ons hou nie op om Christene te wees, om kinders van die heilige, almagtige God te wees, as ons uit die kerk uitstap, of uit die kerkgebou uitstap nie. Ons word ook nie outomaties iets anders, as ons uit die kerk uitstap nie. Die disassosiasie van Israel was so sterk, dat in die week, liewe kyker, sou hulle kinders aan Molech offer. En dan op die Sabbat sou hulle na die tempel toe gaan en die Here, die God van Israel aanbid, wat spesifiek vir hulle gesê het, hulle mag dit nie doen nie. Dit, liewe kyker, is 'n afskuwelike sonde in die oë van die Here. Maar Josia is nie bang om hierdie hoogtes te verwyder nie. Hy is nie bang om onpopulêr te wees nie. Hy is nie bang daarvoor dat waarskynlik sy hele koninkryk woedend vir hom is nie. En dan kom ons by die heel laaste stap. Nadat Josia die afgodsbeelde, die hoogtes, die standbeelde, die altare en afgodsplekke afgebreek en vergrys het, dan beweeg hy oor die grens self na Israel toe. En dit is nie genoeg vir Josia om in sy eie land die afgode af te breek nie. Hy beweeg oor die grense en hy gaan na die wêreld daar buite en hy breek die afgode in die wêreld daar buite ook af. Liewe kyker, as daar hervorming begin, dan versprei dit. En dit versprei reg deur die samelewing. En dit kan in sekere gevalle, soos ons hierso sien by Josia, en soos wat ons ook by Martin Luther sien, kan dit by een persoon begin, solank daai een persoon bereid is om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Solank daai een persoon bereid is om al die afgode in hulle lewe te verwyder en God alleen te dien. Net as ons bereid is om 100% gehoorsaam te wees aan die Here, net as ons bereid is
om 100% van ons getrouheid aan die Here te gee, 100% van ons hart, 100% van ons lewens. Net as ons bereid is om enige en alle afgode uit ons lewens te verwyder, net dan, liewe kyker, gaan daar hervorming kom. Net dan gaan daar verandering kom in hierdie samelewing en in ons lewens. Dan gaan verandering kom. Herlewing. Die Here beloof in sy woord, liewe kyker, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hart. Dit lees ons in Jeremia 29 vers 13. Liewe kyker, ek wil vanoggend vir jou vra, as jy na hierdie boodskap kyk, soek jy die Here met jou hele hart? Is daar niks in jou lewe wat jy nie bereid is om op te gee, om sy waarheid te ontdek nie? Die Here beloof ons in sy woord, indien dit so is, indien jy die Here met jou hele hart soek, dan sal jy hom vind. Daar sal verandering in my en jou lewe plaasvind, en daar sal verandering in die samelewing rondom jou gebeur. Soek dan die Here, liewe kyker, met jou hele hart, en jy sal herlewing en hervorming, nie net in jou lewe nie, maar in jou leeftyd sien. Tot volgende keer.